Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. Net Waals is, kom ons maak ons woord toe, Srika speel om net een keer vir ons, maar gaan met ons een sagte gedeelte van die actors daar net in. Kom net Waals is, kom ons maak ons woord net toe, ervaar met die vloei van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. Amen. Vader, dankie dat ons vanoggend het in die naam saam kan wees. Dankie vir die genade, dankie vir die grootheid.
Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dankie dat ons lewe wat U vir ons gegee het, in ons mond en oor ons lippe, dat ons kan sing en sê, You are the air that I breathe. Dis soos die onse Vader wat sê, Lord, you are as close to me as the air that I breathe. Dankie dat U aan ons dink. Ek seën hierdie woord, ek seën almal wat inluister. Ek seën ons gees, ek seën ons ore, om te hoor wat die Gees van die Here sê. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Baie welkom aan al ons Facebook familie, voorreg om saam met julle te wees. Ja, dit is 'n lang naweek, bly julle saam met ons. Dit is so goed. Morney daar van Nieu-Seeland, Janice daar van Holland, so bly julle is ook saam met ons, almal daar in die Kaap. Sharon, wat ek inluister, goed om jou ook saam met ons te hê. Daar in BE, welkom julle, so goed om saam met julle te wees. Ons wil net ook vir die Facebook mense sê, ons het 'n Midweek Connect, elke Woensdag 7 uur, en ek is besig met 'n hele reeks oor apologetics, so ons sal vir julle laat weet, wanneer, hoe en so, kom spandeer tyd saam met ons, kom leer, we rise by understanding, so as julle wil betrokke raak, is 7 tot 8 Woensdae, kom log in en kom raak deel saam met ons. Volgende gaan ek met julle, ek dink baie keer, 'n sekere woord is vir 'n tyd en 'n toestand in julle lewe, maar daar kom ook 'n tyd wat mens 'n woord moet luister, en jy moet daai woord inneem, en hy moet in jou gees kom lê, en dan op 'n sekere tyd blom hierdie woord wat in jou gees kom lê, en dan skiet hy op. So, wanneer ek toe ek met die, letterlik met, besig was om in te type, om vir julle te vra, wat wil u met Kairos deel, voel ek, hierdie woord is nie vir almal nie. Dis die een van die woorde wat jy met almal deel nie. Maar hierdie woord is vir spesifieke persone vandag, en ek weet, as God lives, hierdie woord is nodig om te hoor vir elkeen van ons. Miskien het jy dit vandag nodig nie, maar miskien het jy dit volgende week nodig, of die week daarna. So kom, blaai saam met my na Jeremia 1 toe. Nou in Jeremia 1 sê die woord van die Here, ek het jou geskape terwyl jy in jou moeder se skoot was. The word of the, before I formed you in the womb, I knew you. So God het jou geken. Ek glo dat elkeen van ons voor die fondasie van die aarde om God se troon was. En dat daar 'n sekere droomklauwie oor elkeen se lewe gespreek was deur God, en dat daai droom, want die woord van die Here sê in Johannes, and the word of Johannes 1, and the word become flesh. En ek glo daai droom wat God oor jou lewe het, baie van ons sal sê jou destiny, het God dan oor jou gespreek. Maar jy was al lank al gebore, jy het net die woord het vlees geword en jy is op aarde conceived en gebore. Maar op elkeen van ons is daar droom. Ek glo die hardste stadium in jou hele lewe is die dag as jy doodgaan en jy voor die troon van God staan en God sê vir jou, hierdie is die droom wat ek vir jou lewe gehad het. Ek het net hierdie week gepraat, hoe ons praat oor die hiërargie in die hemel. En die vlakke in die hemel. En ons praat oor, okay, maar hoe, dis vir Woensdag gaan ons nog verder praat. Maar dat ek dink die hardste eerste ding is, as jy vir God se troon staan, en hy sê, hierdie is die droom wat ek vir jou lewe gehad het, maar hierdie is wat jy gedoen het, en daar is
'n groot verskil, 'n massive gap tussen wat jy gedoen het met jou lewe en wat God oor jou het. So ek wil vir u sê dat God so kennis van jou dra, dat hy jou gevorm het. Maak nie saak wie jou ma of pa is, hoe jy op aarde gekom het, wat gebeur het, of 'n lang naweek of wat, maak nie saak nie, maar dat jy hier op aarde gekom het. My ma was te besig deur die week. Ek is eers op 'n Saterdag gebore. Die groot ding is dat God het jou gevorm terwyl jy in jou moeder se womb was. En dan sê hy, I knew you, so ek het jou geken. 'n ander gedeelte van die Bybel sê, hy ken my sodat hy elke haar op my kop gedra. 'n ander gedeelte sê, I knit you together. Dan sê hy, before you born, I set you apart. Ander vertaling sê, I set you apart, I called you, I anointed you. So ek het jou een kant geplaas dat jy anders gaan wees. Ek het jou anders gemaak as ander, want anders is jy net 'n kopie van iets. So jy's 'n individu. Ek het soveel tyd in jou gesit dat ek jou met my eie hande aan mekaar geweef het. I called you, ek het jou geroep. En dan sê hy, I set you apart and I appointed you as a prophet to the nation. So daar's 'n calling en 'n destiny oor jou nie. Jy kan nie net 'n attitude hê as van whatever will ever shall be. Jy kan nie so iets hê nie. Baie keer in ons lewe, en ek het dit baie keer ervaar, dat daar iets in my gees is, wat in jou binneste is, wat jou dryf, dat jy moet opstaan. Die Bybel sê, although the righteous fall 7 times, yes, shall stand up again. En ek dink daai ding wat jou laat opstaan en aangaan, is juist die calling en die destiny wat die Here, jou gees kan nie rus nie. Op 'n tyd het ek met haar gepraat gesê, dit voel of iets my jaag. En ek weet daai ding wat jou jaag, wat jou onrustig maak, wat jou dryf, wat jou net nie laat opgee nie, is juist die calling wat die Here op jou het. Daar's nie iets soos aftree nie. Jou calling is deel van jou. Jy gaan saam met hom dood. Elia is begrawe met sy calling en sy destiny en sy mantel. En toe hulle 'n dooie man op 18 Elia en Elisa. En toe hulle 'n dooie man op sy graf gekom het daai ou uit ek dink daai ons het geskrik. Imagine jy gooi 'n lijk en hier kom jy lijk terug lewendig. En dit wys jou dat sy destiny was nog deel van hom tot op sy einde gewees. Maar kyk nou wat gebeur in Jeremia 29. Hier sit ons met mense. En ek verstaan hierdie dat daar sekere mense is wat ver van die Here af. En hier sit ons met mense wat ver van die Here af is. Hulle is in exile, hulle is in ballingskap. En God beleef in hom die unease wat in hierdie mense se lewens is. Because they wondered about God. Hulle was in Babylon 500 myl ver van Jerusalem af. En self toe hulle terug moes gaan Jerusalem toe is hulle 900 myl ver van Jerusalem af. Hulle was ver van God af. Julle al ooit gevoel dat die Here ver is, dat jy teen die dag vasbid, dat jy jou moet voorstel aan die Here, want jy voel, hy weet nie wie jy is nie. Hulle het gewonder of God nog weet van hulle. Hulle het gewonder of God bewus is van die situasie waarin hulle in hulle lewens op daai oomblik bevind. En party was bang vir God, want daar was die woord van die Here sê, as jy gaan lees waar hulle vandaan kom, voor hierdie woorde sê hulle was sonde, hulle was in die rebelsheid. En hierdie mense het miskien as gevolg van 'n situasie in hulle lewens, en hulle soos failures gevoel. Daarvan julle wat soos failures gevoel het. Hulle het gevoel soos failures. Hulle het gevoel
Hulle het gevoel of die Here hulle straf, van julle al gevoel, maar miskien word ek gestraf oor iets wat ek gedoen het. En dis nou my straf. Ek moet dit nou net uitloop, en hierdie is nou my straf. Die Here is kwaad vir my, en ek word nou gestraf. En van hulle het gevoel, hulle is afgeskryf. En baie keer kan jy voel, maar as gevolg van 'n sekere ding wat in jou lewe gebeur het, is jy nou gestraf en dis afgeskryf, en God is nou klaar met jou, so jy moet nou maar net wag dat jy doodgaan, want dis nou klaar, dis nou verby. Want as gevolg van hierdie ding wat jy gedoen het, of in was, of wat het ook al, die Here afgeskryf en is klaar, en die streep is deur jou naam getrek, en dis hoe hierdie mense gevoel het. En mense, ek verstaan, daar is Janella en man Andries, en ek was al in so'n situasie in my lewe, so jaar terug, wat ek gevoel het, maar, my chapter en my werk is nou gedoen, ek was 24 jaar in die ministry, groot kerk gehad, en God was met my, en deur goed is gegaan, en nou is het klaar. Dis nou, Jabie en Rihanna, so ook onthou, en nou is het klaar, en dit is nou verby, en ek het op die tyd van Monique gesê, maar nou kan die Here my kom haal, dis alright, somewhere gaan ons mekaar ontmoet, maar Here kan nie nou kom haal, dis alright, ek is alright, met wat aangaan, en interessant op daai stadium, voel jy, maar ek moet in nuwe besigheid goed inbeweeg, en daai goed is, en dan sien jy net, hoe gaan die Here toe, van die Here gaan oop, en dan van die Here toe, en dan wonder jy, Here, nou, dan bid jy so, Vader, dis Karel wat praat, en dan, wonder jy wonder soos hierdie mense, jy bid met trane, jy bid met bewerige lippies, want jy is in 'n situasie en jy wonder, is dit klaar, is dit die einde van jou lewe, is dit nou verby, ek is 51 jaar oud, is dit nou klaar, is God op bewus van jou, is jy in 'n woestyn, is jy uitgeskuif, is die Here gesê, want daar's 'n gedeelte in die Bybel wat sê, Genesis 1, and God remembered Noah, so beteken dit dat die Here vir 'n oomblik vir jou kan vergeet, because God remembered, so dit beteken, to remember beteken, om weer by hom, aan hom te dink, maar hoor wat sê die Here, vir hierdie mense, in hulle vrese, en dis kom ek voel ek hierdie boodskap kan bring, want ek het empathie en sympathie met mense wat so voel, want ek was daar, deel, jy weet self, ek het heel met saam gesit, en dan praat ons oor opportunities, en goedes, en man, ons bid, en ons bid in taal, en ons spreek, en ons roep, en ons call the things that are not, we battle in the heavenlies, en dan hoor jy dit klink soos een ou plaas, die Here wat so kraak, so saggies loop gaan, en nou kom die Here in hierdie vee waar die mense is, in hierdie state of failure wat hulle ervaar, en die people wat miskien nie meer geloof het, ek bid maar niks gebeur nie, ek roep maar niks gebeur nie, my verhouding raak nie beter nie, my finansies raak nie beter, my werk raak nie beter nie, my gesondheid raak nie beter nie, daar is al soveel goed oor my miskien geprofeteer, maar ek sien nie hierdie goed in my lewens nie, waar is die Here? En in hierdie situasie, en hier is miskien mense op Facebook wat nou na my luister, en ek wil hê, kom ons share hierdie boodskap, want daar is waaragtig mense daar buite wat se geloof en hulle geloofslewe soveel hou gekry het om te vra, waar is die Here? Dries, waar is die Here? Ek bid, ek roep hom aan, ek bely. Daar's mense wat daar vir my sê, ek bely sondes wat ek nog nie eens gedoen het nie, maar ons bely en ons rebuke die goeders en ons mense, ek het al vir myself
hand op gelê dat die ding net begin lei, want ek verwag sekere werk om in te kom. Kom maar, is daar iemand, ek weet nie of jy self met 'n woord kan kry nie, maar ek het hom aangespreek. Lei in die naam van Jesus. En mens sit op 'n plek wat jou geloof, jy ken die Here, jy ken die werk van die Here, jy ken die hart van die Here, of jy glo jy ken die hart van die Here, but things doesn't work out. En dan vra jy, is die Here kwaad vir my? Dan vra ek ook about wat van die bloed van Jesus? En kyk wat sê die Here vir hulle. Hy sê, I know. You don't know, but I know. Hy sê, I know the faults that I have towards you. So die Here begin, hy sê, for I know the plans that I have for you. Declares the Lord. Vir jou. Ek het 'n droom oor jou lewe. Hy sê, plans to prosper you. Ek is nie daar om jou te straf nie. Hy sê, and not to harm you. Ek is nie besig om jou te straf nie. Miskien is ek besig om karakter te bou in jou lewe, en miskien is ek besig om jou te set up to something greater, maar ek is nie besig om jou te straf nie. Plans to give you hope and a future. Die ander vertaling staan daar. For I know the faults. Dit is nie amazing om te weet dat die Here oor jou dink. Dat die Here wakker word en dink oor jou. Daar's 'n gedeelte in Jesaja wat sê, ek het elke haar op jou kop getel. Nou soos ek ouer word daar 'n bietjie minder afgeskryf by hierdie kop. Maar elke keer as jy hare gaan borsel, moet daar 'n Engels sekere aantekening maak, minus soveel. Maar hy sê, for I know the faults. So God dink aan jou. Hy droom oor jou, hy sê, I have plans, so droom oor jou. Dan sê hy, but I have faults that I think towards you. Maak nie saak waar jy is nie, ek dink aan jou. Says the Lord, thoughts of peace. Wil nie jy moet meer gestir wees nie. Wil nie jy moet meer kwaad wees nie. Wil nie meer in bitterheid wees nie. Ek wil nie jy moet my verkeerd sien nie, want ek is Abba Vader. Ek is Daddy above all daddies. I'm a good God. Bible says it's the goodness of God that leads us to repentance. And I say, I'm a good God. I'm a daddy. I love you. I say, thoughts of peace. Ek wil hê met rustig raak, en ek wil hê met vrede hê. Maar die vrede moet vandaan kom dat jy weet dat ek 'n goeie pa is vir jou. En dat ek droom oor jou, en ek het gedagtes elke dag oor jou. Maar my ways are not your ways. So ek gaan dit nie doen soos jy altyd wil hê dit moet gebeur. En ek gaan dit ongelukkig ook nie doen in die tyd wat jy dit daar stel. En ek gaan nie deur jou gemanipuleer word om ja te sê vir iets wat nie my blessing op het. Want ek is die begin en die einde, so ek weet hoe alles want ek laat alles ten goeie beheer. Ja, daar's 'n tyd miskien wat jy deur die wildernis gaan, maar jy gaan by die beloofde land uitkom. Maar kan nie vir alles ja sê nie, because it's your own passions and your own desires, maar dit is nie altyd goed vir jou. Want ek weet waar jy vandaan kom, en ek weet wat jy kan handle, en ek weet wat jy nie kan handle. En hierdie gaan nie 'n goeie pad wees nie. Ek onthou vir 'n ouetjie in ons kerk, moes ons gebid het vir 'n werk, en uiteindelik het ons hom in 'n baie sterk besigheid in die bankindustrie ingebid, en hy het gevat, en hy het gesê, dit is vir my, en ek sê, het jy vrede hieroor? En hy sê, ek het vrede hieroor, maar die vrede het gekom van die salaris check, en nie, come on, iemand, be real hierso, en hy het vrede gehad oor die salaris check, maar nie vrede oor die situasie nie, en binnen 2 maande sê hy vir my,
pastoor, ek het 'n groot fout gemaak, die situasie en die politiek in hierdie besigheid is verskriklik, en ons manager is 'n slawe drywer, hy tap klip uit 'n rots uit. Hy sê, ek sit tot 10:30 in die aande in werk, ek het nie rus nie, dis nie die moeite werd vir alles wat ek opgegee het. En daarom, wanneer ons in hierdie situasie is, moet ons weet dat die eerste ding is dat die Here vir jou thoughts of peace gee. Nie slawerny nie, nie stres, nie spanning, nie dit hier, that's not God. En dan sê hy, and not able to give you an expected end. Maar nou gaan jy die hele Revelation mis, as jy nie verstaan, dat die hele Ou Testament is in hieroglyphe en prentjies geskryf. Ons noem dit die Hebreëse alfabet. Die hele Hebreëse alfabet is in prentjies geskryf, nie woorde nie. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, dis in woorde geskryf. Maar die Ou Testament was met prentjies geskryf. So nou sê die woord van die Here, I know. So, I know, but you may not know. Hy sê in Jesaja, my thoughts are not your thoughts, and your thoughts are not my thoughts, but my ways are not your ways. My ways is higher than your ways. So die Here kom op hierdie manier om te sê, moenie dink soos ek dink nie, en moenie my manipuleer om ja te sê vir goed wat ek nie ja kan sê nie, want partykeer sê God ja, partykeer sê God nee, partykeer sê God nie nou nie. But because everything is about the timing of the Lord. Selfs Jesus het vir sy ma gesê, moeder is nie my tyd nie. En alles, die woord van die Here sê, all good things in its time. So, as ons die deur te vroeg oopskop, en as ons 'n groen lemoen eet, is dit nie die lemoenboom se skuld, dit is jou skuld, jy het hom gepluk voor sy tyd. So all good things in its time. Nou kom God en hy sê, good, these thoughts that I have for you. Nou ek het gekyk in die Hebreëus oor thoughts. Nou praat hy van 'n artistic masterpiece. En die direkte woord daarvoor is blending. Blending. Sê gaan blending. Blending. Okay. 'n ander woord vir hom is weaving. Weaving. Nee. Nou ek onthou ons was in Israel gewees, daar by Jafta. En hierdie ons toergids, dis nou maar wat toergidse doen, want hulle kry ekstra geldjies as jy nou saam met hulle gaan en na plekke toe gaan en nou hoor ons hier's 'n 94-jarige vrou wat tapijte maak, rugs, en sy maak tapijte en mense oor die hele wêreld kom koop tapijte daar. So nou sit ek en ek dink, nou moet ek nou met 'n tapijt die hele Jerusalem rondloop met 'n tapijt onder my arm, maar laat ek nou maar gaan en laat ek nou maar gaan kyk wat almal oor die hele wêreld kom werk aan sit masjiene, en dan gaan sy so met haar hande en sy al die goeders beweeg en dan gaan sy hierdie kant toe en vorentoe en agtertoe en nou staan ek so en kyk wat ek moet nou maar lyk of ek geïnteresseerd is in hierdie, want almal oor die hele wêreld kom om nou te kom kyk en hierdie toergids sê vir ons, you must believe it, it's amazing, it's masterpieces. En dan staan ek en ek kyk en hy sê vir my, so what are you thinking? En nou wil ek nou nie ongeskik wees nie, dan sê ek van, it looks alright, it's good. I say, what do you mean it's good? I say, it's very nice. I say, what do you mean it's very nice? Ek dink ek het gesê, it's good, it's very nice. Ek sê, it has potential. I say vir my, what do you mean it has potential? Stop asking what do you mean. I say, you're standing on the wrong side.
En ek besef, gewonder niks maak sin hier so van hierdie kant. Hy sê, just walk around the side. And then you will see, toe ek aan die ander kant kom, toe sien ek, maar hierdie is amazing. Hier's 'n prentjie, hier gebeur dinge, hier's. En wat vir my interessant is, dat toe ek die prent sien, en 'n vrou wat 'n kruik op haar skouer dra, hoe die swart en die rooi van haar rok en die swart wat amper haar silhouet na vore laat kom, sit ek en ek kyk en ek dink, hier is dit interessant, en so die gees van die Here met my praat oor hierdie boodskap te sê, dis partykeer juist die swart wat ek in jou lewe gebruik, wat ek na vore kom bring, wat op die oude jou life story, jou silhouet is, en daai swart en rooi areas in jou lewe, en daai blou, donkerblou oomblikke van wavering, waar jou gees en jou geloof en jou vertrou in die Here so getoets is, of daai shameful oomblik in jou lewe wat jy gedink het, ag, hoe kon ek weet die fout, of wat het ook al is, wat het my besiel, dat die Here daai goeders vat, jou goed wat jy wil wegsteek, jou goed wat jy wil wegwerp, hoe die Here daai goeders vat, en hy sê, this is your shame stuff, but I'm going to bring it to the front, hierdie is jou harde goed, hierdie is jou seer goed, hierdie is jou eindig goed, maar dis juist hierdie goeders wat ek gaan vat, en ek gaan dit in jou masterpiece plaas, because I'm weaving, ek is besig om al die stukke, hierdie klein lyntjie voel vir jou nutteloos in jou lewe, en jy weet nie maar, hoekom het ek dit goed, hoekom het ek hier gegaan, hoekom hierdie woestyn tydperk, maar daai klein draadjie, 'n garingkie wat daar was, wat vir jou in jou lewe miskien 'n misstyk tydperk in jou lewe was, van die Here miskien uit, en dit word juist die hoofprent en die hoofboodskap in die tapisserie van jou eie lewe. En soos ek, is 'n goeie tyd om amen of iets daarso te sê. En soos die Here oor weaving praat, onthou ek, terwyl ek in die boodskap werk toe, begin die gees van die Here met my te praat oor weaving. En ek onthou, daar was 'n meisie in ons kerk gewees, en in die ou Kairos in Highveld gemeente, en wie onthou die Highveld gemeente, en in die Highveld gemeente was daar 'n meisie met sulke blonde bophare gewees, en sy kom die Sondag in die kerk, en sy het blonde hare wat op haar bande hang, en ek toch, wat sy bande het sy gedring, dat ek moet dit vir 'n hele paar mense gegee, wat dringend hare nodig het. Was het 'n paar gaalkoppe in die kerk gehad op my stadium. Ek gedink, ja, as met hierdie wat ek volg kry, en ek loop om te wonder, is dit jou sussie, wat miskien kom kyk, dan sê ek, net so tja, en ek gaan, en ek stap om haar, wat ek herken nou nie, en ek sien net hierdie hare wat, daar's 'n manier hoe vrouens met lang hare loop, dis asof hulle weet, hulle het lang hare, en hulle loop met so bounce, en die hare hop, so hier, agter die rug, teen die pad, en ek moet hou met bophare, Rihanna, ek sê vir jou, hare was net nie, en in 'n week se tyd, loop sy, amper soos 'n ryperd, en die hare hop, en ek kyk, en ek gaan na haar, amper noem ek haar naam, en ek gaan na haar, en ek sê vir haar, en jy pilletjie gedruk, sy sê, hoekom is dit, ek sê, waar kom hierdie hare vandaan? Sy sê, dis extensions. En ek het nog nooit daarvan gehoor
hoor. Ek sê vir haar, wat is extensions? Sy sê, dis hare. Ek sê, ek kan dit sê. Sy sê, maar dis hare wat dood is. Sy lyke. Sy sê, nee, sy lyke hare nie. Ek sê, dit is 'n prank. Sy sê, nee, is nie 'n prank. Dis hare van mense. Ek sê, so dis hare van mense, wat mense laat afsny, en dan verkoop hulle dit. En dan vat hulle die dooie hare, en dan werk hulle dit aan die lewendige hare. En dan wat dood is, word dan weer lewendig. En dan sê gaan weer een keer, sê, so die dooie goed en die lewendige goed word by mekaar gevoeg. En nader kan jy nie meer sien wat is dood en wat is lewendig nie, want alles is by mekaar geweef. En so kom God in ons lewens, en ek weet nie wie hierso moet luister nie, maar as die woord weaving uitkom, and God says, I'm weaving you together, because these thoughts I have towards you, dan miskien in die areas in jou lewe, wat jy gedink het, dit is verby en dit is dood, en hier kan niks meer hier opstaan nie, en ek weet nie hoe hierdie ooit lewende, how can God resurrect this? How can God resurrect some of my dreams? How can God resurrect some of my passion? How can God resurrect these deep, dead things in my life? Kom God en sê, maar ek is die weaver. Ek bring extensions. En ek vat dit wat dood is. En dit wat lewendig is. Want in my oë is dood, nie dood, totdat ek sê, dit is dood nie. Het ek nie vir Dalita Kumi gesê, jong meisie staan op nie, het ek nie vir Lazarus gesê, waar ander gesê, dit is dood en dit is verby en hy stink al, het ek nie vir Lazarus gesê om uit te kom nie. So I'm gonna weave the dead stuff in your life, and I'm gonna bring life to it, want ek gaan in jou besigheid, in jou werk, in jou bediening, in jou ministry, in jou finansies, in jou gesondheid. I'm going to release life back into the things that seemed lifeless, dead, over, done, because God is thinking about you like a weaver. I know the folks. I'm going to weave together the dead stuff, the bad stuff. Jou engels, jou seer, jou loneliness, jou moed verloor, jou tye wat jy wou opgee, jou tye wat jy gesê het, ek weet nie of God bestaan nie, ek weet nie of God daar is nie, ek gaan al daai goedes doen, because I have grace, and I have mercy, and I love you, en ek het jou so lief, dat ek jou nie kan los, waar jy is nie, because there is so much more in you. En ek het te veel invest in jou, om my seun vir jou te gee, om vir jou te sterf, al was jy die enigste mens op die hele aarde. Want jy is duur gekoop, jy is met bloed gekoop, jy is met pyn en lyding gekoop. Ek het te veel in jou gesit, om jou te los. You went through too much stuff, just to leave you where you are. Because I'm going to give you a hope and an end, a future and a hope. Nou die prentjie van future and hope, of expected end, is 'n prentjie waar die woord sê to go forward and backwards. To go forward, facing backwards. Om vorentoe te gaan, terwyl jy met jou rug stap. 'n roeiboot. Want ek gaan vorentoe, maar ek gaan met my rug. Ek gaan met my rug. Ek gaan vorentoe met 'n roeiboot. Nee, wat ek sê nie, maar Here kom nie 'n motorboot sien. Want dan al wat ek hoef te doen is ek maak net brum.
en ons gaan. En ek sal sorg dat 'n groot engine is, dat ons vinnig daar uitkom. En ek sal met die motorboot uit die pad uit, en ons sal gaan. Maar die Here sê, die probleem met 'n motorboot is, jy bestuur en jy is in beheer, en hoe kan ek jou vertrou, as jy nie my kan vertrou, that it's expected end, is my droom oor jou lewe. Nie jou droom oor jou lewe nie. En toe begin die Here te sê, okay, Karel, gaan kyk, al die areas in jou lewe waar jy beheer gevat het, in relationships, verhoudings, werke, al die goed, wat jy gekies het, wat jy my nie genader het nie, wat jy eerlik nie kon sê, dat jy daaroor gemis het nie. Ek praat met Monique op 'n tyd wat ek totaal geweet het, is ek sê die wil van die Here, totaal. Mense, ek hoef eer te gebid en daaroor ek geweet, ek was uit die wil van die Here, en ek was in 'n wildernis tyd, totdat ek moes repent en rebel, uit rebellie uitkom en sê, Lord, I submit, not my will be done, but your will be done. Maar ek weet wat ek doen met my roeboot, maar ek weet ook wat ek doen met my motorboot. Ek gaan ek is oor die hele dag, maar nou sê die Here, ek sit jou in 'n roeiboot, that you will see into tomorrow, but you see it from yesterday. And I'm moving into tomorrow, but I'm seeing yesterday. Dit is soos my aims and my hope, dit is soos 'n motor, 'n voertuig. Ek het die boodskap voor my, en ek het 'n 3-speeltjie. Ek gaan vorentoe, maar terwyl ek vorentoe gaan, met 'n kort in die 3-speeltjie kyk, ek sien my gister, ek sien waar ek vandaan kom, maar ek sien, terwyl ek vorentoe gaan, sien ek in gister. Maar die interessantste daarvan is die coxswain. Nou die coxswain is die mees interessante persoon op 'n roeiboot. Nou almal wat die Oxford stories en almal, hulle is agter 'n span wat roei, 4 hierdie kant, maar ons een ou, net een ou, en hy kyk waartoe hulle gaan. En hy staan en sê, left, right, 1, 2, 3, go, yeah, 1, 2, 3, go, right, 1, 2, 3, en dan groei, res vir 'n rukkie, en dan gaan hy, okay, 1, 2, 3, en niemand weet wat hulle gaan nie, maar almal soos op die coxswain, hy, kort oukie waar ons sit, hy moet nie baie gewig hê, hy sit by die bal, hulle noem dit die bal, en hy sit daar, maar sy naam is coxswain, wat sy doel daarvan is, hy kan net, hy weet wat hulle gaan, maar hy weet wat is die timing, come on, en hy weet wat is die seasons, en hy weet waar is die end destiny, en nou sê die woord van die Here, do you not know that you have to Jesus, who fix your eyes on Jesus, who is the finisher of your salvation, who is the beginning and the ending of your salvation. See, Jesus sê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde nie. En nou sê die woord van die Here, is nog nie 'n liedjie wat sê, fix your eyes on Jesus. Nee, so when I'm fixing my eyes on Jesus, weet ek, hy droom oor my, en hy planne vir my, to have a hope, to have peace, and to have an expected end. Wat hy praat van expected end, beteken dit, I say, submit to God, then resist the devil, and he will flee from you. But if Jesus is in your boat, to storms may come, gaan die storms kom? Ja, hy het op 'n tyd vir die ouens gesê, hy het gesê, ek wil hê julle moet na die oorkant toe gaan, en toe is daar 'n storm. But when you have to go swim, when you have the finisher of my salvation, my hope and my end, binne die boot, is hy die een wat die storm kan stomhou, terwyl ek op die boot,
En Petrus nie op die water geloop nie, maar toe hy sy oë weghou van die koksvlek wat in die boot moet wees, toe sê die woord van die Here en Petrus het gesê, wat die ding is, wanneer die woord van die Here sê, I'm going to give you a destiny, a future and an end, is die woord rope. Die woord hoop is eintlik rope. Dit beteken, ek vat 'n touw en ek bind hom vas aan die boot en ek laat jou gaan. Ek laat jou vooruit gaan. Ek laat jou uitbeweeg in die hoop. Maar sometimes ons is gebeur dit dat ons stak raak terwyl ons uitbeweeg in die waters, in die storms, in die omstandighede van die lewe. But if he is the captain of my ship, come on somebody, if he is the captain of my ship, dan is dit partykeer nodig dat ons moet terugkyk. Jesus sê, hy sê, okay, go, gaan uit, beweeg uit, it's time, go, gaan. Maar wat dan gebeur partykeer in ons lewe, is dat en ons dink is straf, en ons dink die Here is kwaad vir ons, of ons dink die duiwel denk ons nou vernommer, en ons dink al hy goed is gebeur, but actually is happening, want omdat hy alles by mekaar weave, en alles by mekaar kom, en hy sê, en 'n ander gedeelte staan daar, and then you will call on me. When you call on me, die woord van die Here kom dan, om te sê, when you call on me, sê, you will worship me, en die manier hoe hy dit laat gebeur is, he just touched the tongue. Partykeer al wat gebeur, wat die Here doen in omstandighede, vooral wanneer jy stak is, vooral as jy nie meer weet water, vooral as jy watertrap, wie ken watertrap, daar nie sê, jy gaan al, na 5 secondes kom jy eers op, en dan gaan jy al wees so af, en do you want to call on him? Here is nie nou help, jy sê, nou daar, maar wat gebeur is, sometimes in life, God is just pulling the rope, partykeer gebeur dat die Here net 'n tak gee, en jy voel of alles omval, nou jy boetjie omval, en jy weet nie wat gaan aan nie, but God says, just wait, because I'm getting in your boat, and while you're going through the storm, watch on me, die woord van Here sê, en die disciples was in die storm, en ek maak nou nie meer, maar disciples was in die storm, en hulle het hom sien aankom, oor die waters, en die woord sê, hulle was vreesbevange, en die probleem met ons met vrees is, vrees gebeur met ons, wanneer ons nie meer weet hoe om situasies hanteer. Wanneer jy alles gedoen het, wat jy kan, en dit werk nog steeds nie uit. Jy's in 'n onmoontlike situasie, en nou kom die vrees, hulle is in die storm, hulle sien die storm, hulle hoor die storm, dis waar die woord van die Here sê, en die huis wat gebou is op die sand, en die huis wat gebou is op die rots, en die storms het gekom, kom die storms, ja, jy het nie garantie dat die storms nie gekom nie, die storms kom, en die woord sê, in die huis wat op die sand gebou is, die storms van bo, van onder, van voor, alle kante gekom, maar die huis wat gebou is op die rots, het die storms gekom, maar die huis het bly staan, en ek beleef baie keer, dat in ons situasie sê die woord van die Here, en Jesus het na die disciples toe beweeg, en hy gekom op die water, het hy aanbeweeg, en die woord sê die disciples het hom gesien, en hy het vrees gehad, en die woord sê, en Jesus sê vir hulle, die woord sê, en Jesus sê vir hulle, do not fear, for it is I. And when they notice it is him, sê die woord van die Here, en eers toe hulle hom innooi in die boot, het die storm gaan staan. Nou my probleem baie keer, is when God tugs, van hy pluk, die touw pluk, dan is ons ongemaklik, ons is geskit, en ons weet nie wat dit
Maar dan moet ek net my oë afhaal. En ek moet terugkyk. En sien wie staan langs die boot. En hom weer terugkry in my boot. And then the storm subsides. Dit help nie, hy staan langs my boot. En ek is besig om vir hom te vertel van die storm wat aangaan terwyl ek in my boot is. Because he's the tucker of the rope. Hy is die weaver. Hy is die dromer. Hy is die een wat vir my 'n hoop en 'n en wil gee. Maar daar staan, when you call on me. En partykeer is dit moeilik. Ek het gaan kyk na daai woord, when you call on me. Daai call kom wanneer ons op 'n plek kom wat ons totale vryspraak het. Waar Paulus sê, I have no offense towards God. Come on, ons begin al eerste daar. I have no offense towards God. Ek is nie meer kwaad vir die Here nie, ek is nie meer upset nie, ek vra nie meer, ek gil en skree nie meer nie, ek bou nie meer nie, ek rebel nie meer nie, ek gee my motorboot terug, ek klim in die rooiboot en ek sê, God, you're the author, beginner and finisher of my salvation. Nou sê Paulus, I have no offense towards God and man. Op daai plek te kom, om in die rooiboot weer te kom, is om weer vir Jesus totale beheer van jou lewe te gee. To have no offense towards God, dis okay, Here. Yes, ek is deur hierdie goed, but if I'm gonna be a masterpiece, gebruik my swart, gebruik my rooi, gebruik my blou, dit is reg. Vader, as daar soveel dooie hare is wat U wil gebruik die dooie hare. Vader, as U my moet wegruk en sak my robe en my ongemaklik laat voel, dat het voel op my bootjie omslaan en Vader uit hierdie storm uitblik in die rigting waartoe ek gaan. That's okay, want ons sien met die en in afsluiting ons sien met die manne wat Absag, Mesach en Abednego wat in die vuur gegooi het. Did they go to the fire? Yes, they went to the fire. Was hulle binne? Weet jy wat die amazingste ding van die vuur? Die woord van die Here sê en Nebukadneser het gesê, het ons nie 3 mense in die vuur gegooi nie. Hy sê, yes, we did. Hy sê, but there is a 4th person and he looks like the Son of Man. Maar die woord sê, hulle hande was vastgebind. Kom, iemand nou saam met my hierso. Hulle hande was vastgebind, en hulle voete was vastgebind, en hulle was in die vuur gegooi. En die koning het alder gesê, maak die vuur warmer, kom, iemand nou hierso saam met my. En die ouens wat die vuur warmer gemaakt het die dood geskroei, as gevolg van die hitte. So, even your enemies will be taken out, but you're going through some heat. En die woord sê, en die touwe wat aan hulle hande en voete vastgebind was, en dis is waar limitations inkom en waar die duivel en mense en omstandighede jou hande en jou voete wil vastbind as gevolg van die calling en die destiny and the dreams that God has upon your life. And they will tie your wrists and they will tie your feet en hulle sal jou vastbind en hulle sal jou in situasies probeer indruk en in vuur gooi en hulle wil jou elimineer, not because of who you are, because of what you are called to be and your destiny upon your life. En dis waar ons moet kom om te sê, Vader, ek vat hierdie enemies en in plaas van om vuur oor hulle te bid, vat hierdie enemies en ek spreek hulle vry en loosen me from them, want anders is jy vastgebind aan hulle. Come on. Sê weer. Jy moet daai enemies gaan en jy moet daai enemies in daai situasies. Paulus gaan en hy kon dit nie meer dra dat Alexander teen hom gedraai het. En Paulus gaan en hy sê Alexander die goudsmid het teen my gedraai en hy het gekies en ek het hom oorgegee in die hand van die Here. Nee, ek het hom uitgesort nie.
Mense, daar's baie keer wat die seuns, the sons of thunder, sê die woord van die Here, and they wanted to call fire down on the people. To sê, Jesus, wat wees julle? Weet ek, prys die Here, ons het wag dit vir ons mond, want ek wil baie vuur, op baie mense gebid het. Ek wil vir die Here gesê, wie ek kan uithaal. And that was the problem, because God showed me, if you are dying to that God, you're going to die with that God. But let it die you, but do not be connected to him. En dis waar jy gaan. Jy kan nie daai goed in jou hart dra nie, daai vuur gaan jou dood skroei. Dis waar jy gaan en dan gaan en sê, I have no offense towards God. Ek is okay met wat die Here besig is in my lewe. Ek submit, Lord, you're going to give me hope at the end. All things shall work together for good, because you dream about me. Jy droom oor my. Maar Here, as ek in daai vuur gegooi word, brand al die toue af van restriction wat die enemy op my lewe gehad het. Die vuur is nie om jou te straf nie, come on! Die vuur is om die restrictions af te brand. Amen. Good one. Die woord sê en hy was saam met hulle die vuur. En die woord sê, come on. Where other people die, you walk. Die woord van die Here sê en hulle geloof. Ek sê extra fluit gegee daar binne. En hulle het geloof. En die woord sê, and they standing, die woord sê, and they walked in the fire. Terwyl die lyke van die enemies buite die vuur gelê het. So the people that wanted to cause destruction over your life was outside dying, while you are walking in what they died of. Ek dink dit is 'n goeie tyd om vir die Here aan 'n klap te gee. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here vir die storms, want partykeer maak die storms, Paulus gaan en hy skryf op 'n tyd, hy sê, test yourself in a faith. Partykeer is die storm daar om jou wakker te maak. Test yourself in a faith. Is Jesus nog in my boot? Is jy in 'n rooi boot, Kabas? Of is jy in 'n rooi, is jy besig met jou eie boot? Is jy so bewus van die storm, dat jy vergeet wie staan langs die boot? Jesus kon nie inkom, totdat hulle do not fear. Hy het gesê, do not fear. Toe hulle eers die vrees oorkom, toe kon hy inkom. Absag besig in Abednego, het in die vuur gestaan te sê, if we die, then we die, but glory to God. En dit is waar jy die vertroue, he's the captain of my boat, hy is my coxswain, hy gaan my lei na waters waar rus is, hy is op pad, en ek weet nie waar jy nie, ek is met my rug, but I trust him, I trust in the goodness of God, I trust in the testimony. Ja, he's baie dooie goed, he's baie shameful goed, he's baie moed verloor goed, he's baie dooie hare wat he is prentjies hier wat vir my nie sin maak nie. But God is saying to somebody, come and just walk around and come and have a closer look about your life, because I'm working on a masterpiece. It's not over yet. Hou op huil oor die swart gare en die rooi gare en die blou gare en die goed wat dood gegaan het en nie uitgewerk. Dis die woord van masterpiece. Is juist hierdie goed wat ek gaan gebruik. Dit gaan die emphasis wees op die masterpiece. Get in a fire. Let's burn those ropes off. Kom ons haal hierdie restrictions uit. It's nie om gestraf, die vuur is nie daarmee te straf nie. Vuur is om al die toue af te kry, so that I can be glorified. Is that not the Son of Man, Son of God, within the fire with him? I have these plans and these thoughts for you.
to give you hope, to give you a future, to give you peace, and to give you an expecting end. My droom het nog nooit opgehou op jou lewe nie. Start dreaming like a fool. Ek voel in my gees asof die Here weer sê, begin weer te droom, want ek droom oor jou. Amen. Blessings. Halleluja. Aan ons Facebook familie, ons gaan nou, ons gaan bietjie bedien, ons gaan bietjie vloei. Siri en Centurion is, kom maak het draai, sal lekker wees om julle te ontmoet, saam met julle te kuier. Dankie ook vir elkeen wat saai in hierdie ministry. Ons waardeer julle, ons bid daaroor julle gebedsversoeke, post dit, share dit, ons bid saam met julle, ons kom regtig voor die Here en ons vertrou die Here internasionaal ook vir julle vandag deurbrake. Ek spreek dat daai toue afgesny het. Ek spreek dat jy hoop het. Ek spreek dat jy opgelig word. Ek spreek dat jy versterk word. Ek spreek dat jy experience expected end en dat jy op 'n plek kan kom that you have no offense towards God or any fellow man. Ek spreek hoop terug in jou lewe. Dankie vir julle, dankie dat julle insit. Kom ons share hierdie boodskap. Kom ons pas dit ver. Kom ons brei die koninkryk van die Here uit. Blessings, seën, vrede vir julle. Kyk, ons gaan die Here dien in ons tiendes, offergawes. En dan gaan ons vir 'n paar mense net